So net so voor ek begin om te sê wat ek vanoggend voorberei om te sê vir almal, wil ek nou maar net die olifant in die kamer aanspreek. So baie dankie vir almal se gebede met die ongeluk waarna ek en Angelika was. Dit was vir my baie spesiaal gewees om almal se boodskappe te kry en om almal se reaksies te sien. Dankie dat julle vir ons so lief is. Dit is regtig 'n wonderwerk gewees hoe dit gebeur het. As 'n mens nou besef hoe die kar gerol het, dit was 'n wille ongeluk gewees. En op een of ander manier, ons weet eintlik presies hoe, het ek en Angelika regtig, ons het 'n paar blou kolle. So dit is vir ons is regtig dankbaar vir al julle gebede. Dankie vir julle ondersteuning. Ons is baie lief vir julle. So ja, nou hoef ek nie vir almal te vertel nie. Ons het uitgeswaai vir 'n kar dit sou 'n kop-aan-kop botsing gewees het en toe met die hele uitswaai is die kar van die pad af en toe het hy gerol. So nou weet almal ten minste wat daar gebeur het, want ek het die storie seker al vanoggend reeds 50 keer vertel. Maar ek wil graag vandag gesels met almal oor die wêreld as 'n spieël. Nou as ek sê die wêreld as 'n spieël, dan bedoel ek dit nie metafories nie. Ek bedoel dit eintlik baie letterlik. As jy regtig saam met my dink oor alles rondom ons en alles wat ons kan sien, dan besef ons dat ons dinge kan sien in hierdie vertrek omdat 'n lig op dit skyn. So wat doen alles rondom ons? Dit reflekteer lig. So alles rondom ons reflekteer die lig wat skyn. As daar geen lig skyn nie, dan lyk alles duister. As daar lig skyn, dan kan ons dit sien. So ons moet besef dat die wêreld bestaan eintlik uit alle deeltjies wat ons kan sien, ten minste in die wêreld waar ons leef, bestaan uit deeltjies uit wat lig meestal kan reflekteer. En as gevolg van dit kan ons sien. So as ons sê die wêreld is 'n spieël, dan bedoel ons dit baie ernstig. En 'n mens kan dit nog so 'n bietjie meer bewys deur net so 'n bietjie anders te dink. As ek 'n lig moet vat en ek skyn hom teen hierdie growwe muur, dan sien ons die lig skyn. Maar as ek hierdie selfde lig vat en ek skyn dit teen iets wat so bietjie gladder is, dan reflekteer dit nog bietjie meer. En dan maak ons dit nog 'n bietjie gladder. En dan op een of ander stadium, dan kom ons agter, wag 'n bietjie, ons sien nie net een of ander dowwe lig wat skyn nie. As dit glas is of dit glad genoeg is, dan sien jy die lig, jy sien sommer die flits waaruit die lig uitkom, jy sien alles reflekteer en dan kom 'n mens agter, so dis nie net lig wat op iets skyn nie, dit reflekteer lig, en as dit glad genoeg is, dan reflekteer dit nogal perfek, en as dit grof is, dan reflekteer dit nogal bietjie grof. So as ek sê, die wêreld is 'n spieël, dan dink ek moet ons besef, dit is baie letterlik 'n spieël. En ons weet ons word geroep om lig te wees, ons besef dit, maar ek weet nie of ons altyd noodwendig besef wat dit impliseer nie. Dit beteken, as ek in hierdie vertrek inloop met 'n groot wit lig, dan kan ons alles sien, en dis interessant van wit lig. Wat doen wit lig? Ons sien alles se kleure soos wat dit is, want al die kleure word bevat in wit lig. So ons kan al die mooi kleure sien, en as jy buite in die tuin rondloop, dan sien jy die grasies wat mooi groen is, en jy sien die kleure van die blommetjies, want dit is hierdie mooi helder wit lig wat op dit skyn. Maar het julle al gesien wat gebeur as jy gekleurde lig skyn op iets? So jy kan nie regtig vertrou wat se kleur dinge is as jy gekleurde lig op goed skyn nie. Partykeer lyk iets wat blou is op 'n rooi lig sommer swart. Mens weet nie heeltemal nie. En dit is interessant, want ons weet ons word geroep om lig te wees, en ons weet ons word geroep om hierdie lig wat ons het nie weg te steek nie. Maar as ek in hierdie vertrek met 'n groot rooi lig inloop, hoe gaan die vertrek lyk? Dit gaan rooi lyk. Dit is nogal interessant, want dit los 'n mens met 'n vraag. Is die wêreld wat ek sien werklik soos wat ek dink dit is? Of is dit 'n refleksie van die lig wat ek besig is om te skyn? As ek besig is om 'n rooi lig te skyn, dan gaan alles vir my rooi lyk. En dan is ek dalk ongelukkig omdat alles rooi lyk, want ek hou nie van rooi nie, maar die lig wat ek op dit skyn is rooi. En as jy saam met my kan dink aan die voorbeeld, dan kan mense dalk verder vat, en dan kan jy hierdie item probeer verander, laat hy nou nie meer rooi lyk nie. Jy kan alles in jou vermoë doen om hierdie item te verander, dat hy nie meer rooi lyk nie.
Maar tot en met ek nie die lig se kleur verander nie, gaan hierdie item vir my rooi lyk. As ons praat van die wêreld as 'n spieël, dan moet ons besef, dis 'n beginsel wat 'n mens eintlik in die Bybel sien, wat baie groot is. Die enigste rede hoekom ons dit nie noodwendig hierdie woorde gebruik vir dit nie, is omdat die woorde wat ons baie keer in die skrif kry oor hierdie einste beginsel, gebruik net ander woorde. En ons raak gewoond partykeer aan woorde, en ons raak gewoond aan ons stories, en ons raak gewoond aan ons illustrasies, en ons verduidelikinge. En dan vergeet ons partykeer hoe werklik van die goed is wat ons lees in die skrif. As jy saam met my wil lees, in Matteus 7 vers 1 tot 5, dan sien ons iets interessant. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Nou, ons het nou al baie hierdie gedeelte gebruik op verskeie maniere, maar dit is baie interessant as jy regtig dink aan die voorbeeld wat gebruik word. En jy dink nogal fisies aan die voorbeeld wat gebruik word. Die rede hoekom Jesus hierdie sê, hierdie probleem van die balk in 'n mens se eie oog is wanneer jy kyk na jou broer, en daar's 'n balk in jou eie oog, dan kan jy hom nie sien nie. Jy sien jou eie balk. Dis wat jy doen. Die hele punt is dat jy nie kan sien nie. Jy kan nie goed genoeg sien om jou broer te help nie. Nou as jy jou eie balk in jou eie oog raak sien, is dit nogal so 'n interessante voorbeeld. Want dit beteken, ek sien my eie sonde, en dan dink ek, dis iemand anders sin, want ek's na hulle besig om te kyk. Maar dis my eie balk. Hierdie voorbeeld is 'n snaakse voorbeeld. Want dit kommunikeer iets van dat ons eie sonde, waarmee ons sukkel, en waarmee ons besig is, in ander mense raak sien. En dan wil ons hulle probeer help, terwyl al wat ons sien is ons eie balk. En dit is vir my snaaks dat ons gedeeltes soos hierdie ken en gedeeltes soos hierdie sê, maar ek het 'n vraag om te vra vanoggend. As God vandag ons oordeel, soos wat ons oordeel, hoeveel genade gaan daar wees vir jou? As my hele lewe bestaan uit om vinger te wys vir ander mense, my hele lewe bestaan uit om ander mense se foute dalk uit te wys, en is vir my bitter gemaklik om oor ander mense te praat die hele tyd. En ons wil heeldag vertel hoe sleg die wêreld is, en hoe sleg Groblersdal is, en hoe sleg almal en alles is. As ons geoordeel word soos wat ons ander oordeel, hoeveel genade sal daar wees vir jouself? Dis 'n baie ernstige vraag om te vra. Ons kan dit maar so in ons agterkop hou. Want ons sien in hierdie voorbeeld, sien ons iets. Ons sien een of ander iets, dat selfs God se oordeel werk soos 'n spieël. Die wêreld werk nie net soos 'n spieël nie, dit lyk asof selfs God se oordeel soos 'n spieël werk. Dat dit wat ons met ander woorde doen, wanneer ons ander oordeel, word aan ons gedoen wanneer ons geoordeel word. En ons wil altyd hierdie gedeelte vat, en ons wil sê, dit beteken, daai oordeel is vir die dag as ek doodgaan. Maar ek het bevind in my eie lewe, dat hierdie 'n konstante beginsel is. As ek besig is om rond te loop, en ek's besig om te fokus op almal se foute, en ek's besig om sleg te praat van mense, en ek is besig om hierdie verskriklike standaarde vir ander mense te stel, dan voel dit asof die Here so 'n bietjie streng met my werk. Want elke keer wanneer ek so iets wil hoor, dan hoor ek hier in my agterkop, ja maar, wat van hierdie en hierdie? O, jy wil hierdie reël opmaak vir hierdie buurman vir jou, maar jy's nie konsekwent nie, wat van hierdie ding in jou lewe? Ek het agtergekom dat hierdie beginsel is nie net vir eendag wanneer ons doodgaan nie, maar dit is vir nou. Dis die oordeel wat ons konstant besig is om ook te beleef van die Here af. As ons rondloop en besig is om mense te oordeel, dan beleef ons oordeel wat van God se kant af ook kom. As ons rondloop en ons is besig om genade te hê vir mense, dan beleef ons ook genade van sy kant af.
Dis 'n feit, ek het dit al so baie beleef en ek kan sien hoe baie mense wat hier so sit stem saam. Ons het dit al beleef, ons beleef dit ernstig. Maar nou is daar 'n paar goed wat ek wil uitwys rondom hierdie idee van die wêreld as 'n spieël. Wat ek dink groter is as wat ons gedink het dit is. Die eerste ding wat ek wil uitwys op die volgende bladsy, is dat jou eie hart bepaal wat jy in die wêreld sien. Titus 1 vers 15 sê die volgende: alles is rein vir die wat rein is. Maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, sowel hulle denke as hulle gewete is besoedel. Hoor mooi die beginsel. Alles is rein vir die wat rein is. Vir die wat se lig helder skyn en dit mooi wit, helder lig is, lyk dinge mooi en hulle sien dinge vir wat dit is. En omdat hulle harte rein is, sien hulle die reinheid in die wêreld ook raak. Hier's 'n groot een. Omdat hulle harte rein is, dan sien hulle die reinheid in ander mense ook raak. Nie net die swakpunte en die foute nie. Spreuke 4 vers 23, ons ken hierdie gedeelte baie goed. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Kom ons agter, is dieselfde beginsel. As mense die eerste keer lees en jy wonder wat beteken daaruit ontspring die lewe, vanuit hierdie spieël idee kom 'n mens eintlik nogal agter, dit maak dan nou sin. En dan Matteus 6 vers 22. Die oog. Interessant, Jesus praat van 'n enkelvoudige oog. Praat van 'n geestelike oog. Hy praat van ons geestelike oë. Die oog is die lamp vir die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. Mens kan hierdie gedeelte na baie plekke toe vat. Maar ons moet iets raak sien. Wat doen 'n oog? Ons moenie vergeet nie. Ons besef, Jesus praat van 'n suiwer oog en die lig kom in en jy word lig, of 'n bose oog en jy's duister. Ons verstaan daai. Maar 'n oog is iets wat sien. Dis iets wat sien. Jesus kon net sowel hier gesê het, as jy suiwer sien, dan is jy suiwer. En as jy boos sien, dan is jy boos. Verduidelik spesifiek hierdie beginsel van wat ons kies om te sien in die wêreld, sê meer van ons as wat dit van die wêreld sê. Ek wil dit nog verder bewys. Die volgende een wat ek graag oor wil gesels op die volgende bladsy, is wat uit jou kom na jou terug. Ons ken hierdie beginsel, dit het 'n ander naam, nê? Lukas 6, 37 en 38. Moenie oordeel nie, dan sal ook julle beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Vergeef, dan sal julle ook vergewe word. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopends toe vol sal in julle skoot val, want met die maat waarmee julle meet sal vir julle afgemeet word. Ek wil hê ons moet iets raak sien in hierdie gedeelte. Jesus begin deur te praat oor oordeel en hoe jy geoordeel word. Dan vat hy dieselfde beginsel om te sê, soos jy vergewe word, jy vergewe. Dan vat hy dieselfde beginsel en sê, soos jy gee, word aan jou gegee. Ons moet besef, Jesus gebruik verskillende voorbeelde om 'n spieëlidee te kommunikeer. Hy is nie net besig om te praat van oordeel nie. Hy is nie net besig om te praat van gee nie, en hy is nie net besig om te praat van vergewe nie. Hy noem hierdie verskillende voorbeelde, maar wat sê hy deur al hierdie goed? Hy sê op die ou einde, dat dit wat uitgaan, is wat terugkom. Besef ons dis die saai en maai beginsel. So eintlik gaan vandag se preek oor die saai en maai beginsel. Maar ek dink, ons raak baie keer stomp. Ons ore raak stomp vir goed wat ons baie hoor, en ons dink ons ken dit nou. En ek dink die spieëlvoorbeeld help 'n mens nogal om dit raak te sien. Jesus gebruik al hierdie verskillende voorbeelde, want hy's besig om 'n beginsel uit te wys. Hy sê daar's 'n reël, en hierdie reël is, die wêreld werk soos 'n spieël. Hoor wat sê Galasiërs 6, vers 7 tot 8. Moet julle nie laat mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Ons sien weer dieselfde ding. Dis die beginsel van 'n spieël.
is bevrees, wanneer ons iemand is, wat dalk heeldag besig is om die foute te sien van die wêreld, en 'n mens begin kyk na hierdie beginsel, dan moet 'n mens 'n paar vrae oor jouself begin vra. Dit is nogal interessant, Jesus het na 'n wêreld toe gekom, en wat het hy gesien in die wêreld? Hy het baie sonde gesien. En in plek daarvan, om soos die voorbeeld van die lig, hierdie rooi liggie waarvan ek gepraat het, in plek daarvan om na elkeen toe te gaan, en vir hulle te verduidelik oor hoe hulle nou alles anders moet doen, het hy gekies om homself, dit wat hy in die wêreld wil sien, doen hy. En ek weet nie van julle nie, maar dit lyk asof dit nogal suksesvol was. Hy het die wêreld verander deur homself te verander. Dit is nogal hartseer, as 'n mens kyk na baie van hierdie liberale studente op universiteit in Amerika, dan hulle altyd wanneer hierdie ouens wil kom praat oor konservatiewe waardes of so aan op 'n kampus, dan is hulle nou besig met proteste, nê, want dit is mos nou verkeerd en dis hate speech en hierdie goed. En wat toe nou interessant is een van hierdie ouens wat konservatief is en oor Christelike en konservatiewe waardes op die kampusse praat, sê toe nee, maar hulle is nie meer gepla oor hierdie liberale studente se proteste nie, hulle vermy dit nou. Hulle vra toe vir die ou, maar hoe vermy hulle dit? En hy sê nee, hulle maak of hulle so vreeslik omgee oor die wêreld, maar ons het besef, as ons dit wat ons doen, net vroeg in die oggend doen, dan is hulle almal te lui om uit die bed uit op te staan. En is snaaks, ons wil die wêreld verander, maar ons maak nie ons eie bed op nie. Ons wil daar uitgaan en ons wil alles anders, ons wil vertel oor wat verkeerd is met die kerk. Maar ons kan nie ons eie huis skoon hou nie. Is dit nie maar dieselfde beginsel nie? Dis maar dieselfde ding. Sien ons nie maar net onsself raak nie. Die derde punt wat ek wil maak, en dis 'n groot een, jy sien ander soos jy jouself sien, en jy sien God soos jy jouself ook sien. Ek weet daai een klink dalk bietjie snaaks, jy sien God soos jy jouself sien. Maar ek sal nou bietjie meer daaroor gesels en dit ook wys. Matteus 22 vers 38, dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is dit nie maar ook dieselfde beginsel nie? Die liefde wat daar is vir jouself is wat terugkom, dis hoe jy jou naaste lief hê, dis eintlik maar dieselfde beginsel. En volgens Jesus was dit ook die belangrikste beginsel gewees. 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê, wat hy nie sien nie. Is nogal interessant, hoe kan dit dan nou wees, dat ons nie kan sê dat ons vir God lief is, en op dieselfde tyd nie vir mense lief is nie? Dis maar dieselfde beginsel. Dis dieselfde beginsel. Ons kan nie die twee skei van mekaar nie. Jesus bring dit so naby aan mekaar, dat hy sê, die eerste gebod is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en die tweede, en dan sê hy, wat gelyk is aan hierdie een is om jou naaste soos jouself. Hy sien dit as ewe belangrik as om God lief te hê. Met ander woorde, hoe het ons God lief? Deur ander mense lief te hê. Dis hoekom ons dit nie kan skei van mekaar nie. En Jesus vat dit verder. Hy noem die mense om ons sy eie liggaam. Hy noem die mense om hom sy eie liggaam. Verskillende gedeeltes van een liggaam, die liggaam van God. Nou hoe in die wêreld kan ons dan nou vir God probeer lief wees en nie vir die mense om ons nie? Dis dieselfde beginsel. Mens kyk so bietjie anders na dit, maar dit is dieselfde beginsel. Ons kan dit nie losmaak van mekaar af nie. Die volgende bladsy, Matteus 25, vers 24. En die een wat die 1 talent ontvang het, hoor gou hierdie gedeelte. Onthou, ons het nou, die derde punt is spesifiek, jy sien ander soos jouself sien, en jy sien God, ook soos jy jouself sien. Nou, ons moet nou besef, hierdie beginsel is 'n tipe van 'n beginsel, wat jouself, God en ander mense nie regtig los kan maak van mekaar af nie. Die liefde wat daar is tussen almal. Maar hoor nou hierdie gedeelte, ons ken die gedeelte van die talente.
Ons weet nou, hierdie meester kom en hy gee vir die een 5 talente en hy gee vir die ander een 2 en hy gee vir die ander een 1. Ons ken die verhaal en hy gaan weg en dan wil hy nou natuurlik hê hulle moet iets doen daarmee. Maar let saam met my hierdie een beginsel op. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, hoor nou wat sê hy vir sy meester. Ons weet Jesus is besig om hierdie gelykenis te vertel en die meester is natuurlik God en die talente is wat hy vir ons gegee het, maar hoor nou, meneer, ek het u geken. O, hy sê hy ken hom nou. Hy sê hy ken die meester, hy weet wat se tipe man die meester is. Ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Nou as dit nou 'n mens was, dan sou hy dalk vir hom gesê, "Wow, wag 'n bietjie. Dis nie waar nie. Wat bedoel jy ek maai waar ek nie gesaai het nie? Wat bedoel jy, hy het dan nou alles vir hulle gegee, waarmee is hierdie ou besig? So jy verwag eintlik dat die meester vir hom gaan sê, nee, ek is nie 'n harde man soos jy sê nie, ek is nie dit nie, en dit is nie waar dat ek moet, maar dis nie wat hy vir hom sê nie. Hoor wat doen die meester in hierdie verhaal. Nou sê hy, omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. In vers 26, hoor hierdie. Maar sy heer antwoord hom en sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet, hoor nou wat doen hy? Presies dit wat hy die meester vooraangekla het om te wees. Hoe hy gekies het om sy meester te sien, is hoe sy meester besluit het om met hom te werk. Ek weet nie of ons dit al noodwendig raak gesien het in hierdie storie nie. Hoe hy kies om hom te sien, is toe hoe hy is met hom. Hy sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg, nou sê hy somme, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie. Dit is eintlik nie eers waar nie. Maar nou sê hy, maar jy weet mos dan nou ek is hard. Jy weet mos ek is 'n harde man soos jy sê. Jy weet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. En dan natuurlik gaan die verhaal aan en die gevolge is daar vir hom. Ek wil spesifiek daai gedeelte uitwys. Want hierdie gelykenis praat Jesus spesifiek van hoe God met ander woorde werk met die een soos wat daardie een hom sien. Is dit nie maar dieselfde beginsel nie? As ek rondloop en besig is om ernstig te oordeel en 'n verskriklike ernstige mens te wees, waar ek heeltyd ongelukkig is en ek wil reeltjies opmaak vir almal, dan is dit ook die God wat oor my is. Dis soos 'n spieël. Hoor wat sê Psalm 18, vers 25 tot 27. Die Here het my op regtheid beloon, want ek was onskuldig voor hom. Hoor hierdie woorde. Vir die getroues is u getrou. Let nou op die spieël, hoe ons God sien, is hoe hy vir ons is. Vir die getroues is u getrou. Vir die opregtes is u opreg. Dit klink alles nog reg, nê? Nee. Vir die wat rein is u rein. Dit klink mooi. So, dit klink soos hierdie spieëlbeginsel. Maar ek dink dit is nog erger hierdie spieëlbeginsel as wat ons besef. Want hoor die volgende woorde. Vir die wat vals is u vals. Nou, ek weet nie of al baie maniere is om hierdie gedeelte te verduidelik, dat dit sin maak. En waar in die wêreld sê die Bybel dat God vals is? Hy is nie. Hy is nie vals nie. Die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê wel, vir die wat vals is hy ook vals. Is nogal interessant, dat hierdie beginsel so waar is, dat tot hierdie gedeelte so geskryf kan wees. Vir die wat vals is u vals. Laaste gedeelte, waarmee ek graag wil afsluit vandag, is 1 Korintiërs 13, vers 12 tot 13. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Dit is interessant, want hier word spesifiek die spieëlvoorbeeld gebruik.
as 'n voorbeeld van die lewe en as realiteit. En dit is so interessant dat Paulus hierso spesifiek sê, nou ken ek slegs gedeeltelik. Hy erken en hy weet dat hy net gedeeltelik ken. Maar sy erkenning en sy wete dat hy net gedeeltelik ken, is nie net 'n klein disclaimer nie. Hoekom sê ek 'n disclaimer? Want wat doen ons baie keer? Ons sê, nee, ek weet ek ken nie alles nie, maar alles in my persoonlikheid en hoe ek praat, maak asof ek alles ken. So net omdat ek dit baie keer bietjie sê, maak nie nou ewe skielik dat ek 'n nederige mens is nie. Maar Paulus praat hier van hierdie spieelvoorbeeld. Hierdie gedeelte van dat hy net gedeeltelik ken, soos hy in hierdie spieël kyk. Kom daar iets na my toe, wat ek sien. Sien, wil jy almal moet net by my bly met so 'n klein voorbeeld wat ek wil gebruik. Dit gaan dalk soos 'n snaakse voorbeeld klink, maar bly net met my. Sien, ons kan enigiets in hierdie vertrek vat. Ons kan hierdie pen vat, as 'n voorbeeld. As ek na hierdie pen kyk, dan noem ons dit 'n pen. Dis 'n pen vir ons. Ons het besluit dis 'n pen. Dis 'n naam wat ons vir dit gegee het en dis gekoppel aan 'n funksie. Maar nou, as ons met 'n mikroskoop kom en ons kyk bietjie na hierdie pen, dan kom ons agter dat die pen baie meer is as die funksie wat ons vir dit gegee het. Die pen is nie net iets wat skryf nie. Die pen bestaan uit baie goed uit. Dit bestaan uit ink en plastiek en ons klein stukkies yster hier binne en 'n spring miskien. Daar's al hierdie goedjies waar die pen bestaan wat nie is wat ek sê dit is nie. En as 'n mens dan nou nog verder kyk, kom 'n mens agter hierdie plastiek waar die pen bestaan uit klein deeltjies uit. En met die wetenskap het ons 'n paar interessante goed agtergekom. Toe ek op skool was hulle oortuig dat 'n atoom die kleinste ding in die heelal is. Dit was nie te lank terug nie. 'n Atoom was, die mens was oortuig 'n atoom is die kleinste ding in die heelal. En toe, soos wat die tyd toe nou aangaan, het hulle toe nou uitgevind dat 'n atoom bestaan nou uit protone en neutrone en elektrone. En soos wat die tyd toe nou aangaan, toe besef hulle dat hierdie protone en neutrone in die middel en hierdie elektrone wat om dit wentel word vasgehou deur iets kleiner. Weet nie wie het geweet hierso dat ons al kleiner dele as dit ontdek het nie. Want toe ontdek ons nog kleiner gedeeltetjies. En soos wat ons tegnologie verbeter, kyk ons nog dieper en ons ontdek nog kleiner dingetjies. Ons het nou al so 'n hele string kleiner dinge as dit ontdek en alles bestaan uit hierdie sisteme uit. En die mens begin 'n probleem raak sien. Dit lyk vir ons asof ons vir ewig kleiner kan gaan. Nou dit maak nie sin nie, nê? Dit is 'n konsep wat so bietjie moeilik is om agter te kom. Ons kan vir ewig kleiner in zoom in hierdie pen in. So hierdie pen wat ek in my hand vashou is baie meer as wat ek sê dit is. Dis nie net baie meer as wat ek sê dit is nie, dit is oneindig meer as wat ek sê dit is. Oneindig meer. Die wêreld is 'n plek wat oneindig groot uitstrek en oneindig klein ingaan. So wat nou interessant is wat ons doen met ons woorde wanneer ons oordeel, is ons maak 'n keuse. En ons besluit iets is wat ons sê dit is. En ons weet dalk nou, hierdie pen is oneindig meer as wat ek sê dit is, maar ek besluit vir my is dit 'n pen. En dis okay as ons praat oor 'n pen. Maar nou het ek 'n vraag om te vra. As die persoon na wie ek en jy kyk, oneindig meer is as ons beskrywing van hulle. En ons kies, uit die hele oneindigheid van goed wat ons kon raak sien in hierdie persoon, kies ek hierdie slegte deel. Sê dit iets van daai persoon of sê dit iets van my? As jy oneindigheid in die gesig staar, en uit 'n oneindige potensiële dinge voor jou sien ons net die donker deel raak. Sê dit iets van die oneindigheid of sê dit iets van ons? Dit sê iets van ons. Daardie persoon vir wie ons so harde tyd gee, is oneindig meer as wat ek en jy in ons koppe besluit het hulle is. God is oneindig meer as wat ek en jy in ons koppe besluit het hy is.
En ek en jy, ons self, is ook oneindig meer, as wat ek en jy besluit het ons is. Ons staar, as ons kyk na realiteit, staar ons na 'n plek wat oneindig is, en uit die oneindigheid uit kies ons 'n paar goedjies, en dis nou vir ons waar dit alles bestaan. En dan verstaan party van ons nie, hoekom leef ons in 'n donker, diep, slegte plek nie, waar almal die heeltyd sleg is, en almal net foute het oral. Dit sê iets van ons. Ek wonder wat sal gebeur as ons regtig hierdie konsep begryp het. Ek wonder hoe sal die wêreld lyk as ons regtig kies om die beste in die wêreld te sien. Ek wonder hoe sal ander mense lyk as ons regtig kies om genade vir hulle te hê. Ek wil so ver gaan om te sê, miskien is die wêreld nie so slegte plek soos wat ons sê dit is. Miskien is dit baie meer as wat ons sê dit is. God weet wat hy doen. En hy is goed. En as ons kies om uit al sy oneindigheid, die gedeeltes van hom wat streng is raak te sien, dan is dit ons keuse. En dis wat ons gaan beleef. En hy is dit ook. Hy bestaan uit dit uit ook. Maar ek sê hy is oneindig meer as dit ook. Want hy is God. So ek dink, ons moet miskien eerlik na onsself kyk. Weet jy, dit is baie maklik om tyd op sosiale media te spandeer. Kyk en dan gesels ons, nê. En dan gesels ons oor hoe gemors alles is. Waar is die mooi? Want daar is 'n oneindigheid moontlikhede om raak te sien. Wat kan gebeur met hierdie gemeente as ons kies om anders te kyk? As die oog waarmee ons sien rein is en suiwer is, dan word ons ook geheel en al lig. Ek wil hê ons moet nou 'n bietjie 'n vreemde ding doen. Ek wil hê ons moet graag in die stilte wat hier reeds is, net 'n bietjie sit. Ons gaan nie musiek speel nie, ons gaan niks doen nie. En ons gaan ook niks verder doen vandag hierson nie. Ek wil net vir almal vra om regtig asseblief stil te wees, om nie te praat nie. En dan as jy genoeg stil was, dan is jy welkom om op te staan en jy kan huis toe gaan, jy kan 'n koffietjie daar buite kry. Let asseblief net op as jy koffie daar buite kry en jy wil gesels, gaan gesels miskien net daar in die driveway, want hier's dalk mense wat nog hier sit. En ek wil regtig hê ons moet in stilte uitbeweeg. As jy wil uitbeweeg, jy kan so lank in stilte sit as wat jy wil sit. Ek dink miskien is dit tyd om na onsself te kyk. Miskien is dit tyd om te vra, Here, wie is daai persoon wie ek altyd sleg maak? Is hulle regtig is dit al wat hulle is? Ek is seker almal van ons het dalk 'n paar name wat reeds begin opkom by ons. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, en as ek klaar die gebed gedoen het, dan kan ons dood eenvoudig in stilte sit. Jy is welkom om te gaan wanneer jy wil gaan. En kom ons respekteer dan ook net almal se stilte. Terwyl jy in stilte sit, as jy graag wil hê iemand moet vir jou bid, steek sommer net jou hand op, of as iemand jou nie sien nie, kom dan net vorentoe. Maar ons sal ook seker maak, hier's iemand wat saam met jou kan bid, terwyl ons so in stilte sit. Ek gaan net 'n gebed doen, as ek klaar gebid het, gaan ek niks meer sê nie, dan kan ons almal sit in stilte, solank soos wat ons nodig het. Here, dankie dat U vandag die lig aansit, sodat ons in die spieël kan sien wat werklik aangaan. Here, ons wil die wêreld nie net sien as 'n gemors nie. U het dit gemaak, en U het gesê dis goed, en U is lief vir dit, en U is lief vir ons. En dit is mooi soos wat U mooi is. Here, mag ons U sien, nie net as een ding wat ons eendag besluit het U is. Mag ons van vandag af ander mense hanteer asof hulle werklik in U beeld geskape is.
Here, ek vra dat U met U Gees almal se hart nog meer sal deursoek. En soos wat ons hier tyd in stilte spandeer, mag ons nie daardie gedeelte wat U reeds nou besig is om uit te wys, mag ons nie met allerhande stories probeer om te maak of U dit nie wys nie. Ons weet U wys dit, ons besef dit dan nou op hierdie oomblik. Here, mag ons dit nie vermy nie. En Here, as dit nodig is om vir mense te gaan jammer sê, laat ons dit doen. As dit nodig is om mense met meer liefde te hanteer, mag ons dit gaan doen. Here, mag ons vandag keuses maak om te sê, ons sal nie negatief wees oor almal en alles rondom ons en oor U nie. Here, dankie ook dat ons aan die ander kant die son kan opkom en ons kan sien hoe helder skyn dit en hoe mooi alles ook werklik is. Dankie dat U met ons is, selfs in hierdie stilte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.